Die waarnemende hoof van die spesiale ondersoekeenheid, Nonkobo Jiba, is skaars 'n week na haar aanstelling uit haar pos verwyder. Die adjunk-nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Nomvula Mokhatla, neem nou by haar oor as die nuwe waarnemende hoof van die SOE. Die presidentsie sê Jiba sal weer haar voormalige pos, ook as adjunk-nasionale direkteur van openbare vervolging hervat. Jiba is verlede week in die pos aangestel, nadat advokaat Willem Heath bedank het. 'n woordvoerder van die presidentsie, Mac Maharaj, verduidelik. Her appointment was also an interim one, and it was until further notice. So her appointment now ceases as the acting head of the SIU is taken over by Advocate Nomvula Mokhatla, who is the Deputy National Director of Public Prosecutions, to act as the head of the Special Investigating Unit until further notice. Woordvoerder van die presidentsie, Mac Maharaj. En voor haar aanstelling as adjunk-direkteur was advokaat Mokhatla by die prosederingsafdeling van die Departement van Justisie. Sy was ook aktief as advokaat by die Pretoria se en Johannesburg se balies, voor sy by die departement aangesluit het. Die liggaam van 'n 47-jarige man is in 'n vakansiewoonstel op Seepunt in Kaapstad gevind. Volgens die polisie het hy versmoor. Die polisie sê die man, Gavin Antonio, is gevind met 'n sak oor sy kop en 'n tou om sy nek. Die polisie vermoed hy is verwrig. Antonio was die geboubestuurder en het nagskof gewerk tydens sy dood. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. 'n 31-jarige man wat na bewering 2 motorfietsryers met 'n gesteelde Hummer omgery het vlugtig in die Pretoria Noord se Landdroshof verskyn. Die saak teen Indi Mandlendi Shiyabu, wat reg staan op 2 aanklagte van strafbare manslag, is tot die 10de Januarie uitgestel vir sy regsverteenwoordiger om die nodige inligting van die staat te kry. Johannes Kreer en Pieter Coetzee is dood toe die Hummer na bewering bestuur deur Shiyabu hulle op 16 Oktober verlede jaar in Rachel de Beerstraat in Pretoria getref het. Die 2 motorfietsse en die Hummer het uitgebrand. Coetzee se seun, ook Pieter, het sy been in die ongeluk verloor. Die Nasionale Seereddingsinstituut se opvoedingsbeen, Waterwise, het vakansiegangers gewaarsku dat daar die naweek springgety langs die kus aan die Indiese Oseaan sal wees. Tydens springgety is die gety hewiger en strome sterker as gewoonlik. Mense word gewaarsku om op hul hoede te wees en seker te maak hulle onthou die ambulansdiensnommer wat 10177 is, 10177. Waterwise sê mense moet ook seker maak dat hulle slegs swem waar lewensredders aan diens is en veilige gebiede uitgemerk word. Die hoogste hof van die Europese Unie het beslis dat alle lugrederye wat na en van Europa vlieg van aanstaande jaar af sal moet opdok om vir hulle koolstofvrylatings te vergoed. Die Europese Geregshof het 'n saak van die hand gewys wat deur Amerikaanse lugrederye aanhangig gemaak is, wat aangevoer het dat die nuwe EU-stelsels internasionale lugvaartooreenkomste verbreek. En nou sportnuus, sokker. Spanje is aangewys as FIFA se span van die jaar nadat hy vir die 4de agtereenvolgende jaar bo aan FIFA se punteleer geëindig het. Die wêreld en Europese kampioen is steeds eerste op die jongste puntelys wat vandag bekend gemaak is. Nederland is tweede met Duitsland derde, Uruguay vierde en Engeland vyfde. Suid-Afrika het 1 plek verbeter tot 52 en beweeg stelselmatig weer nader aan die top 50. Wallis is die span wat vir jaar die meeste verbeter het. Hy het 64 plekke opgeskuif en eindig die jaar 48ste.